Goeiemôre. Ons teksgedeelte vanoggend kom uit Openbaring 2 vanaf vers 17 of vanaf vers 12 tot vers 17. As 'n mens gaan kyk na die briewe in die boek Openbaring, dan sien ons dat daar 7 gemeentes is. Ons weet histories was daar baie meer gewees, maar die feit dat dit tot 7 beperk word, het te doen met die simboliek van die getal 7 in die boek Openbaring. En dit gaan oor die getal van volheid. So 7 wys op 'n volkende getal of volkome getal, en daarom is dit dat hierdie briewe dan gerig is aan die kerk in sy totaliteit, aan al die gemeentes van die Here. As mense ook gaan kyk na die briewe, dan is daar 'n sekere formaat. Gewoonlik is dit dat die Here hom op 'n sekere manier aan hulle bekendstel, baie keer ook vanweë uit die nood van waarin hulle is. Daar word dan ook vir hulle geprys oor dit wat hulle goed doen. Daar's 'n oproep om hulle te bekeer, om sekere verkeerdhede waarin sommige van die gemeentelede dan deelneem af te wys. En dan die oproep om tot bekering te kom, en wanneer hulle gehoor gee aan die woord van die Here, is daar sekere beloftes wat God dan ook aan hulle bring. Daar's 2 gemeentes waar die Here nie oor hulle tekortkominge praat nie, omdat hulle juis so swaar kry, maar Pergamen voldoen aan hierdie struktuur. Kom ons lees saam. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Pergamen, so sê hy wat die skerp swaard met die 2 snykante het. Ek ken die plek waar julle bly, daar waar die troon van die Satan is. Tog bly julle aan my naam getrou, en julle het nie julle geloof in my afgesweer nie. Selfs nie in die tyd toe Antipas, my getroue getuie, doodgemaak is, daar waar die Satan bly nie. Maar ek het 'n paar dinge teen julle. Julle het mense daar wat die leer van Bileam aanhang. Hy het vir Balak geleer om die volk Israel van my afvallig te maak, sodat hulle afgodsvleis geëet en onsedelikheid bedrywe het. So is daar onder julle ook mense wat die leer van die Nikolaïde aanhang en dieselfde sondes doen. Bekeer julle nou, anders kom ek gou na julle toe en ek sal daardie mense bestry met die swaard van my mond. Elkeen wat kan hoor, moet luister wat die Gees vir die gemeente sê. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek van die verborgde manne gee, en daarby sal ek vir hom 'n wit steentjie gee met 'n nuwe naam daarop gegraveer, wat niemand anders ken nie, net hy wat dit kry. As 'n mens dink aan die kerk se roeping, dan is dit so dat ons glo dat die Here vir ons roep om God se lig en sout te wees in hierdie wêreld. Daarom beteken dit dat die kerk ook in die wêreld moet wees, om juis 'n verskil te kan maak, om juis by die stikkindheid en die nood van die gemeenskap betrokke te wees. Daarom hoor ons baie keer die opmerking om te sê die kerk is in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. En daarom is die gevaar dan altyd om te sê, tot op watter vlak identifiseer jy met die nood van mense, sonder om jou identiteit as Christelike kerk dan ook prys te gee. As mens gaan kyk na Pergamen, dan was dit die hoofstad en die godsdienstige hoofstad van Klein-Asië. Ons kan amper sê dit was soos Pretoria, wat die uitvoerende hoofstad van Suid-Afrika is. Daar was baie afgodsbeelde in hierdie land, baie tempels, en oral was afgode vereer, en daarom dat Johannes ook hier verwys, dat die Here sê, dit is ook dan die troon van die Satan, wat dan eintlik wys op al hierdie afgodsbeelde, wat dan ook hier in hierdie stad was. Die Romeinse owerheid was baie toegeeflik geweest. Hulle het toegelaat dat mense hulle eie godsdienst kon beoefen, maar daar was 'n voorwaarde geweest, en dit is dat hulle ook moes deelneem aan die staatsgodsdienst. En dit beteken dat met sekere feesdae, met sekere geleenthede, moes die keiser dan ook vereer word as God, en as jy dan klaar daarin deelgeneem het, klaar die wierook aan die keiser geoffer het, dan kon jy jou eie geloof dan ook beoefen het. Vir die Christene was dit natuurlik 'n baie moeilike saak, dit was 'n beginselsaak, want die vraag was gewees, erken ek nou Caesar as die koning, of erken ek vir Jesus as die koning oor ons lewe?
Dit het gemaak dat die Christene baie druk ervaar het. Die vervolging wat hulle ervaar het, was nie altyd 'n fisiese vervolging nie, alhoewel dit in die vroeë jare so was, in die beginjare. Ons lees ook van Antipas wat sy lewe verloor het, maar dit was meer 'n sosiale uitsluiting geweest. Dit beteken dat wanneer Christene geweier het om ook aan die keiseraanbidding deel te neem, hulle sosiaal uitgesluit was. En daarom is dit dat hulle dikwels kompromieë beoefen het om te kyk hoe kan hulle nog steeds deel bly ook van dit wat daar in die stad gebeur. Ons sien dat die Here hierdie gemeente dan ook loof om te sê dat hulle aan hom getrou gebly het ten spyte van al hierdie druk. En daarom is die Here aan homself en hulle kom bekend staan in vers 12. Dan begin hy om te sê dat hy is die een wat die skerp swaard met 2 snykante het. Dit beteken hy is die Here wat redding bring, maar hy is ook die Here wat oordeel oor sonde. En dit het te doen eintlik met hierdie sosiale onreg wat plaasvind in die Christene en die druk om dan toe te gee, om hulle identiteit prys te gee. En dan kom die Here en sê, maar dis nie die Romeine wat die beslissende stem het in hierdie lewe nie, maar dit is God. God is die regter, God is die een wat vryspraak bring, maar ook wat oordeel bring. En dan eer hy hulle loyaliteit. Hy erken dat dit vir hulle baie moeilik moes wees, daar waar die troon van Satan is. Hy erken hulle omstandighede, hy sien hulle nood raak. Het is interessant dat hy nie sy doelwitte vir hulle verlaag nie, maar erkenning gee dat die druk vir hulle moeilik is. En daarom hierdie waarskuwing om nie kompromieë aan te gaan nie, want eintlik is dit ook dan eer wat aan Satan gegee word, wanneer hieraan toegegee word. As 'n mens gaan kyk na die oortredinge, kom hy hier in vers 14 en 15 en sê, maar ek het dit teen julle, dat julle die leer van Bileam en ook die leer van die Nikolaïde dan ook aanhang. Nou Bileam was 'n profeet geweest wat deur koning Balak van Edom gebruik was om vir hom raad te gee hoe om die Israeliete tot 'n val te bring. Daarom het hy dan ook vir die koning gesê dat hy die Edomitiese vrou moet loslaat, dat hulle tussen die Israeliete moet kom. Met die gevolg was dat daar vermenging plaasgevind het, dat deelname aan afgodsdiens begin en so het hulle so vermeng geraak dat die Israeliete hulle eie identiteit daardeur verloor het. Die Nikolaïde het 'n leer gehad dat hy gesê het, maar jy kan meedoen aan enige heidense praktyk solank jy binne skoon is. So eintlik wil hy sê, solank jy bekeer is, solank jy sê jy's 'n Christen, kan jy maar sonde beoefen, want dit het geen houvas op jou nie, want dit wat buite jou liggaam gebeur en met jou liggaam gebeur, vervreem nie van God nie, want dit gaan eintlik oor jou hart. En daarom word Pergamon opgeroep om hulle te bekeer, om weer terug te keer na die waarheid en God se hand dan ook oor hulle lewe te erken. Die belofte wat die Here vir hierdie gemeente gee is om te sê, as julle aan my getrou bly, sal ek vir julle van die verborgde manna gee. Nou ons weet dat die Here aan Moses opdrag gegee het om ook 'n kruik vol manna in die verbondsark te plaas, as herinnering daaraan dat hy hulle uit Egipte gelei het en deur die tydperk van die woestyn gelei het. En nou kom die Here en hy sê, ek sal vir julle uitkoms gee, ek sal vir julle redding gee. En dan sê hy ook, ek sal vir julle 'n wit klippie gee. Nou hierdie wit klippie was soos 'n vriendskapsklippie. Dit was wanneer mense jou uitgenooi het hulle vir jou hierdie vriendskapsklippie gegee, en dan jy toegang tot iemand se huis gehad, tot sy familiekring, en dit was baie keer dan ook 'n statussymbool geweest. En omdat hulle sosiaal uitgesluit was, het hulle dan nou hierdie vriendskapsklippies ontbeer, dat dit van hulle weggeneem is, maar nou kom die Here en sê, maar ek sal julle vriend wees. Ek gee vir julle die ewige lewe, ek gee vir julle die toegang na my toe. En daarom dat hulle name, hierdie nuwe name in Christus, dan ook daarop gegraveer is. Die Here kom roep ons op en sê, ons moenie net toegee aan al die kompromieë van hierdie wêreld nie. Die kerk van die Here het sy identiteit. Die kerk van die Here is juist daar om vir mense te oortuig van God se liefde. Dis 'n evangelie wat red,
en dat ons die Here daarin sal vertrou en regtig sal glo